Goeiedag, baie welkom, dankie dat jy ingeskakel het. Ons is in hierdie tyd voor Paasfees, is ons besig met 'n reeks wat gaan oor die minder bekende karakters in die Johannes Evangelie. Ons staan vandag stil by Nikodemus en die feit dat hy al sy vrae, al sy twyfel, al sy worstelinge na die Here Jesus Christus toegevat het. Tydens ons aanlyn dienste is daar ook 'n geleentheid waar ons die Here se naam kan grootmaak, waar ons kan meewerk en bydra tot die uitdra van die evangelie. So op die skerm sal julle sien daar's 'n QR-kode. Jy kan op hierdie manier ook jou dankoffer gee. Voor ons gaan lees uit Johannes 3, Johannes 7, Johannes 19, kom ons sit net so en kom ons doen 'n gebed saam. Ons Here, ons vergader rondom die naam van Jesus Christus. Jesus wat die Seun van God is, Jesus wat die Seun van die mens is, Jesus die gekruisigde, maar Jesus wat ook die ene is, wat deur God uit die doodheid opgewek is. Jesus wat opgevaar het na die hemel, die Jesus wat aan die regterhand van God sit. Here, mag ons gees, mag ons verstand, Here, mag ons harte opnuut net weer vandag verhelder word. Here, kom breek die brood vir ons. Here, kom breek die skrif vir ons oop. En Here, kom wys ons dat ons soos Nikodemus ook met al ons dinge, met al ons vrae na U toe kan gaan. Here, kom verheerlik U naam tydens die woordverkondiging. Amen. Julle, as jy jou Bybel het, maak asseblief saam met my oop by Johannes hoofstuk 3. Ons is so voor Paasfees, is ons besig om te kyk na 'n paar van die karakters in die Johannes Evangelie en vandag staan ons stil by Nikodemus. Nou voor ons gaan lees, wil ek iets sê oor Nikodemus en iets oor die vraag wat ons as mens vra. As jy hier sit, as jy na hierdie boodskap luister, is die kans baie goed dat jy 'n klomp vrae het oor geloof, jy het 'n klomp vrae oor die Bybel, jy het vrae oor God die Vader, oor Jesus die Heilige Gees, jy het vrae oor mense van ander gelowe. So ons op partykeer, die van julle wat in die aande by die huis kom en nuus kyk, partykeer in hierdie tyd sal jy na die nuus kyk en jy sien jy kyk na die bomme wat val in die omgewing van Iran en daar in die antieke in die Midde-Ooste en dan wonder jy of jou gebede enigsins 'n invloed gaan hê op die oorlog in Iran. Want ons is mense en ons dink. En jy sê vir jouself, maar wag 'n bietjie, tydens die Anglo-Boereoorlog was daar baie gelowiges en hulle het gebid. En tydens die Eerste Wêreldoorlog, selfs met die Tweede Wêreldoorlog, het die mense hulle knieë deurgebid. Maar die oorlog is nie in 'n oogwink verby nie. So ons wonder baie keer as kinders van die Here, wonder ons oor die effek van ons gebede. Ander van ons, jy lees die Johannes Evangelie en jy hoor en jy lees en jy sien daar so Jesus sê, vra enigiets in my naam en ek sal dit vir jou gee. Maar dan doen jy dit. Dan vra jy vir die Here en jy's oortuig dit wat jy vra is in lyn met God se wil. Dan bid jy, maar dan gebeur dit waarvoor jy gebid het, gebeur dit gewoon nie. So ons het baie keer vrae oor hierdie tipe goed. Aan die ander kant, julle, en dis iets waarmee ons jong mense, ons kinders, hulle stoei nogals daarmee. Hulle kyk na dit wat op hierdie aarde aangaan. Hulle kyk na dit wat by die skool gebeur. Hulle sien al die leed, hulle sien die probleme, hulle sien die lyding, hulle sien mense se pyn. En dan vra ons kinders, maar ook ons as volwassenes, dan vra ons die vraag, maar wag bietjie, hoekom sal 'n God van liefde dit toelaat? Ek bedoel, julle ken daai vraag so goed soos ek daai vraag ken. Ander vir ons, die van julle wat nog in die arbeidsmark is, jy werk saam met mense wat nie Christene is nie. Hulle sal prontuit vir jou sê, hulle is Jode of Hindoes of Moslems. En dan dink jy as kind van Here, dan dink jy maar, is hierdie kollega van my, is hulle vir altyd verlore? So jy sê dit nie vir hulle nie, maar jy wonder daaroor, want jy's 'n kind van God, en jy het 'n Bybel, dan dink jy by jouself, maar wag bietjie,
daar staan in die Nuwe Testament, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Christus is. Dan wonder jy, maar is dit die moslems ook? Is dit die hindoes ook? Wat bedoel Paulus? Wat bedoel hierdie loflied as hy sê elke knie sal buig? Wat bedoel as die Nuwe Testament sê Jesus Christus het nie net ons sonde versoen, hy het ook die sonde van die wêreld versoen. So ons vra die tipe vrae want ons is gelowiges, maar daar's baie goed waaroor ons wonder. Aan die ander kant, ek dink almal van ons het dit al beleef. Wie van julle het al op 'n Sondagoggend opgestaan en jy's nie so lus vir kerk nie? Moenie nou nie skaam wees, die kindergoesie. Wie van julle ken nog jy begin te negotiate met jouself. Okay, ek gaan op die rusplank lê, daar's 'n YouTube kanaal. Ons vra partykeer die vraag, maar as ek met my hond in die park gaan stap, is dit nie ook 'n geestelike ervaring nie? Kan ek nie maar mall toe gaan nie, dan gaan ek daar by die mall, 'n liggie wees. Dan gaan ek daar by die mall sout wees vir die wêreld. So ons vra die vraag oor die liggaam van Christus. En ons vra die vraag in die 21ste eeu, hoe ernstig moet ek die liggaam van Christus opneem? En aan die ander kant, die van julle wat lief is vir die natuurwetenskappe, die van julle wat lief is om te dink. Baie mense, onthou daar's 5 biljoen mense wat nie in Christus glo nie. Baie mense vra die vraag, maar moet ek nou my kop, moet ek my intellek daar by die deur los as ek op 'n Sondagoggend in die kerk instap? So ons is mens. En almal van ons het sekere vrae oor die Bybel, oor ons geloof, oor die Here. Nikodemus was so 'n mens. Nikodemus was hyperintelligent. Nikodemus was so 'n tipe gelowige. En die wonderlike van Nikodemus is, hy vat al daai goed. Hy vat al die vrae wat hy het. Hy vat sy twyfel. Hy vat die goed waaroor hy onseker is en hy stap in die rigting van die Here. So as jy nie lus is vir 'n lang preek nie, onthou net dit van vandag se boodskap. Hy het al sy vrae gevat en hy het die inisiatief geneem om na die Here toe te gaan. So wat hy nie gedoen het nie, hy het nie op sy eie met hierdie vraag gestoei nie. Hy het nie op sy eie met hierdie vraag geworstel nie. Want dis wat baie gelowiges op hierdie aarde doen. Hulle gaan praat nooit met iemand oor hierdie vraag wat hulle vra nie. So die woord Israel beteken, wie van julle weet wat die woord Israel beteken? Oom Adrie het nou vir my gesê hy wil heel voorsit want ek gaan chocolates uitdeel. Ek gaan nie chocolates uitdeel vandag nie, maar wie van julle weet wat beteken die woord Israel? Israel beteken om met God te stoei. Hy wat met God stoei. So Nikodemus as 'n Israeliet het klomp goed waarmee hy stoei. En die merkwaardige, die prysenswaardige ding van Nikodemus is, hy stap in die rigting van die Here Jesus Christus. So kom ons gaan lees, wat sê die teks vir ons in Johannes 3. Ek lees net vir ons die eerste 2 verse van die 3de hoofstuk. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. So kom ons stop dit gou. Die Fariseërs, ons ken hulle. Hulle was 'n deel van die Joodse volk wat 'n geweldige premie op die wet geplaas het. In ons taal, Ou Testament, die eerste 5 boeke, die Torah, die Pentateeg. So hulle het hulle hele lewe, ons gaan dit nou ook lees, hulle het hulle hele lewe daar volgens ingerig om te doen wat die wet sê. En hulle het die wet ook geïnterpreteer. So as daar staan jy mag nie op die Sabbatdag werk nie, so hulle gevra het, maar wat beteken dit? Mag ons nou golf speel? Mag ons kos maak? Mag ons langs die see gaan loop? So hulle sou gesê daar's 'n wet en dan het hulle 'n klomp ander wette gemaak sodat hulle daai wet kon gehoorsaam. So hy was ook deel van die Joodse raad. Wie was die Joodse raad? Dit was die hoogste, belangrikste beheerliggaam van die Jode. Dit het bestaan uit 71 mans. Dit kom waarskynlik van die tyd van Moses af, toe hulle net uit Egipte uitgetrek het, toe's daar 'n klomp hofsaake, en sy skoonpa, interessant, sy skoonpa sê vir hom, hoorie Moses, jy gaan uitbrand, jy kan nie al hierdie sake behartig nie, stel vir jou 70 manne met integriteit, stel vir jou 70 ouderlinge aan, wat saam met jou die volk kan dien, so die Sanhedrin, die hoogste hof, in die tyd van die Nuwe Testament. So Nikodemus was een van hierdie belangrike ouens. Nou, vers 2. So dis wie hy is, hy sien Jesus, hy hoor van Jesus, en dan lees ons die volgende. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie
by hom is nie. So wat belangrik is, asseblief gebruik julle verbeelding nou. Daar was nie elektrisiteit in die eerste eeu nie, nie die LED-ligte, nie die kopliggies wat ons het nie. So dis donker. Dis belangrik vir die teks. Dis donker. Sien fakkels in jou kop, sien kersse. Dis donker. Hy's nuuskierig oor Jesus. Hy het gehoor van Jesus. Hy's geïnteresseerd in Jesus. En met al hierdie goed wat in sy binneste is, stap hy na Jesus toe. Maar hy wil nie hê sy vriende, sy kollegas, die ouens wat saam met hom deel is van die Joodse Raad, moet sien wat hy doen nie. Want in die eerste eeu in Jerusalem was daar 'n sosiale pecking order. Kyk gou saam met my hoe daai pecking order gelyk. So wat belangrik is, jy word in 'n sekere klas gebore en jy meng nie met die mense van 'n ander klas nie. So heel bo het jy Pontius Pilatus. Onder hom het jy die koningfamilies, Herodes die Groot is sy seuns, Herodes die Groot was al dood in daai tyd, Herodes Antipas, hulle was tweede. Ons lees daarso van die hoofpriesterlike families. Ek gaan nou iets sê oor Annas en Caiaphas, die grondbesitters. So, minder as 1% van die samelewing was deel van die elite. Dan die tweede groep, dis nog so 'n groep waarvan ons baie in die Bybel lees. Die priesters, leviete, skrifgeleerdes, wetgeleerdes, fariseërs, tollenaars, die militêre amptenaars. Hulle is die ouens, julle sien dit daarso, hulle het status gehad. Maar hulle het nie verskriklik baie mag gehad nie, want hulle was onder die goewerneur, hulle was onder die prefek, hulle was onder die koning. Grootste persentasie was die werkersklas, dis waar Jesus se disippels was. Julle sien dit daarso, die boere, ons lees daarso van die visserman en die skrynwerkers, dan die vierde klas, bedelaars, malaatses, weduwees, die wese, wat die Engelse sal praat van die expendables, die mense wat daar op die rand van die samelewing is, randfigure, en dan heel onder, onthou hier is binne die Joodse wêreld, heel onder, die leerlooiers en die herders. Hoekom die leerlooiers? Want die Joodse wet sê, jy mag nie aan 'n karkas vat nie, jy mag nie aan 'n dooie dier vat nie. Die leerlooiers werk heeltyd met dooie diere. So die argument was, hulle is die hele tyd onrein. Die herders is ook so, hulle voer hierdie nomadiese bestaan, hulle kan nie die Sabbat vier nie, hulle kan nie eet wat die wet hulle voorskryf nie, hulle kan ook nie hulle hande was soos hulle hande moet was nie. So die Joodse elite sê gesê, nee man, daai hele klomp herders, hele klomp skaapwagters, julle is heeltyd vuil, julle is heeltyd onrein, ons wil nie naby julle kom nie. So dis hoekom dit so insiggewend is, dat Jesus Christus se geboorte aan die skaapwagters, aan die ouens wat heel onder is, aangekondig is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore. So dit was die sosiale pecking order. Nikodemus, wat redelik hoog op hierdie lys was, wil nie in die openbaar gesien word saam met hierdie skrynwerker wat daar in die derde klas was nie. Maar hy het gehoor van Jesus. Hy het waarskynlik Jesus dalk op 'n afstand al gesien. En hy beweeg nader. So wie's Nikodemus in Johannes 3 sê Jesus vir hom, jy is die bekende leermeester in Israel. As jy vir 'n oomblik terugdink aan jou Afrikaans van hoërskool, Afrikaanse juffrouens het vir ons gesê daar's 'n onbepaalde lidwoord 'n en daar's 'n bepaalde lidwoord die. In die Griekse teks word die bepaalde lidwoord gebruik. So Jesus sê nie vir hom jy's een van die profes nie. Hy sê vir hom jy is die professor. Jy's die doeksleerling van die doeksleerling. So Nikodemus was intellektueel baie sterk. So wat gebeur in die derde hoofstuk? Nikodemus het vir Jesus gesien. Hy ervaar iets van Jesus, maar daar was nooit 'n in-persoon sessie saam met Jesus nie. En hy stap in die nag waar die ander mense hom nie kan sien nie. Hy gaan in die nag na Jesus Christus. En wat hier belangrik is vir ons wat hier sit, wat 'n klomp vrae het, wat stoei met 'n klomp goed. Jesus jaag hom nie weg nie. Jesus trap hom nie uit nie. Jesus oordeel hom nie. Hy veroordeel hom nie. Inteendeel, hy gee vir Nikodemus sy allerbeste. Hy praat met hom oor die Heilige Gees, soos wat Jesus met geen ander mens wat vir ons opgeteken is, praat oor die Heilige Gees nie. Die wind, waai waar hy wil. Jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy gaan nie. Jy ken daai gedeelte. Hy praat met Nikodemus oor sy kruisiging. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Jy ken daai gedeelte. So Jesus ontvang hom vriendelik. En hy gee vir hom alles. Die tweede keer waar ons van Nikodemus lees, is in hoofstuk 7.
So wat mens nou moet weet is, tussen hoofstuk 3 en hoofstuk 7, het Jesus Christus verskriklik baie wonderwerke gedoen. Hy het die mense geleer, hy het die mense breedvoerig geleer. En is interessant, Johannes, wat hierdie evangelie vir ons opgeteken het, hy sê, en die van julle wat lief is vir lees, hy sê 'n baie interessante ding oor Jesus Christus. Hy sê, Jesus het baie goed gedoen, wat nie in hierdie evangelie opgeteken is nie. Dan sê hy dink, as alles wat Jesus gedoen het, een vir een, neergeskryf moes word, sou hoor sy woorde, sou die hele wêreld nie genoeg plek het om daai boeke te stoor, om daai boeke te bære nie. So Johannes sê vir ons, Jesus het verskriklik baie goed gedoen. So Johannes, hy skryf nie al die wondertekens op nie, maar Jesus doen goed, hy doen wonderwerke, wondertekens soos Johannes dit noem. Hy doen dit. Hy leer en hy leer. En die mense begin die vraag te vra. Die Jode begin die vraag te vra, maar wag bietjie, is hy nie, en hoor nou hierdie titel, want dit is 'n titel wat ons in ons Afrikaanse konteks nie baie gebruik nie. Die Jode vra die vraag, en is net so in ons Bybels opgeteken, die Jode vra die vraag, maar is hy nie die profeet nie? Nou, waar kom dit vandaan? In die Ou Testament, in die boek Deuteronomium, praat die Here met die Israeliete, en hy sê vir hulle, ek gaan uit julle geleedere, gaan ek 'n profeet soos Moses na vore laat kom. So die Jode wat geleef het vanuit die Ou Testament weet, daar's 'n belofte van 'n nuwe Moses wat gaan kom. En hulle sien hoe Jesus werk, hulle sien hoe Jesus opruit, en die Jode begin die vraag te vra, maar is hy nie die profeet nie? Maar hulle vra ook 'n ander vraag, en dis 'n vraag, dis 'n titel wat ons mee goed bekend is in ons Afrikaanse konteks. Hulle vra die vraag, maar is hy nie ook die Messias nie? Messias beteken gesalfde, maar ons kan dit 100% koppel aan koningskap. Is hy nie die nuwe koning nie? Is hy nie die nuwe Dawid nie? So die mense, die Joodse volk, sien wat Jesus doen, en hulle vra net die vraag. En julle, as ons in daai tyd geleef het, as ons deel was van die Joodse volk wat gelowiges was, sou ons dieselfde vraag gevra het. Is hy nie die nuwe Moses nie? Is hy nie die nuwe Dawid nie? En dit maak die Joodse leiers onrustig. Want dit beteken hulle besighede gaan val. Dit beteken Jesus is 'n bedreiging vir hulle godsdiens en hulle godsdienste strukture en die hele godsdienstige sisteme wat hulle opgerig het. Dit beteken Jesus is ook 'n bedreiging vir die tempel en die Joodse leiers. Omdat hulle hoor hierdie vraag word gevra, die profeet, sy nie die Messias nie. Die Joodse leiers besluit hulle wil vir Jesus doodmaak. Hulle wil hom eers arresteer en hulle wil hom doodmaak. Ons lees daarvan in Johannes 5 vers 18. Ons lees daarvan in hierdie hoofstuk wat ons nou gelees. Ons lees daarvan in hoofstuk 7 vers 25, vers 30, vers 32, vers 44. So die Joodse leiers sê, hy moet gevang word en hy moet doodgemaak word. En op 'n stadium stuur hulle wagte om Jesus te vang. Hoekom? Want hulle wil hom uit die weg ruim. Johannes 7. Nou gaan ons weer van Nikodemus lees. Daarna het die wagte na die priesterhoofde en die fariseërs toe teruggegaan en die het vir hulle gevra, waarom het julle hom nie gebring nie? Hoe begon julle hom nie vang nie? Die wagte het geantwoord, kyk nou die antwoord, nog nooit het iemand gepraat soos hierdie man nie. Dit gaan nie so as jy na die Grieks kyk, dit gaan nie oor dit wat Jesus gesê het nie, dit gaan oor die majesteit, die autoriteit, die kragtadige manier waarop Jesus gepraat het. Die fariseërs sê toe vir hulle, vir hierdie wagte, maar onthou nou, Nikodemus hoor hierdie gesprek. Hy's deel van hierdie gesprek. Ons gaan dit nou lees. Die fariseërs sê toe vir hulle vir die wagte, is julle tog nie ook mislei nie? Het een van die lede van die Joodse raad miskien in hom geglo? Of een van die fariseërs? Nee, dis net hierdie vervloekte klomp mense wat nie ons wet ken nie. Dis net hierdie klomp ouens hier onder op die sosiale pecking order. Hierdie ouens wat in die arbeidsklas is. Dis net, hulle is vervloek man. Dis net hulle wat in Jesus glo. Maar onthou, Nikodemus hoor dit. En kyk wat doen hy. Aanvanklik het hy in die nag na Jesus gekom. Kyk nou die groei in sy geloof. Vers 50. Nikodemus wat voorheen na Jesus toe gekom het. So baie interessant, 'n literêre tegniek wat Johannes gebruik. Hy verwys terug na hoofstuk 3 omdat hy weet dit wat daar gebeur het is uiters belangrik. Nikodemus wat voorheen na Jesus toe gekom het en wat een van hulle was, sê toe vir hulle: volgens ons wet kan ons mos nie sommer iemand veroordeel sonder om eers sy kant van die saak te hoor en vas te stel wat hy doen nie. Hulle, hierdie klomp fariseërs, sê toe vir hom, sê vir Nikodemus, jy kom tog nie ook van Galilea af nie. Ondersoek die skrif
en jy sal sien dat God niemand wat uit Galilea kom as profeet roep nie. Julle, dis nie waar nie. Jona kom van Galilea af. So hulle praat nie die waarheid nie. God roep mense uit Galilea uit. Maar wat doen Nikodemus? Onthou hy's 'n Fariseer en die ouens wat rondom hom staan, sy gelyke, sy vriende, sy kollegas, hulle is ook Fariseërs. Waaroor gaan hulle hele lewe? Hulle hele lewe gaan oor die wet en om die wet reg uit te leef. In Deuteronomium 1, in Deuteronomium 17, in Deuteronomium 19 gaan dit oor hoe jy 'n beskuldigde moet hanteer. En dan sê en dan wys Nikodemus vir hulle, ons eie wet sê, jy kan nie sommer net iemand op 'n afstand veroordeel nie. Jy moet hom in persoon aanhoor. Jy moet hoor wat sy kant van die saak is. Dan moet minstens 2 of 3 getuies wees. En eers dan kan ons as 'n Joodse raad tot 'n slotsom kom. Eers dan kan ons sê hierdie man is skuldig of onskuldig. So Nikodemus sê vir hulle, boys, ons moet ons eie wette volg. So sien weer eens, sien die groei, sien die vooruitgang, aanvanklik, hoofstuk 3, hy wou nie gehad het, dat iemand hom saam met Jesus sien nie. En hierso, in die 7de hoofstuk, staan hy op vir Jesus Christus, nog nie openbaar nie, nog nie 100% in die publiek nie, maar hy staan ten minste op vir Jesus Christus, saam met die mense wat daarso op daai plek of in daai vertrek was. Jesus gaan aan met sy bediening. Hulle kry dit nie reg om hom te vang nie. Van tyd tot tyd in die evangelies lees ons dat as ek in vandag se taal moet vertaal, dan sal ek sê, Jesus gebruik common sense om nie na plekke toe te gaan waar hy weet hulle hom sal vang nie. Ons lees in Johannes hoofstuk 11 dat hy vir Lazarus uit die doodheid opwek. En toe dit gebeur, toe sê die Joodse leiers, dis nou genoeg. Hy het iemand uit die doodheid opgewek. Dit beteken die hele Joodse volk gaan agter hom aanstap. En dan lees ons in die 53ste vers van Johannes hoofstuk 11. Daar so staan, van daardie dag af was hulle, die Joodse leiers, was hulle vasbeslote om hom dood te maak. En ons ken die verhaal. Uiteindelik verraai Judas vir Jesus. Hulle vat hom eers na Annas toe. Sommige vir interessantheid, wie van julle is deel van 'n familiebesigheid? Kan ek gou sien? So Annas was een van die mees invloedryke mense in Israel. Maar hy was nie amptelik die hoëpriester nie. Hy was soos die oupa van 'n familiebesigheid wat nie meer die CEO is nie, maar hy call nog al die shots. Ken julle daai mense en goed. So Annas was so tipe. Hy was hoëpriester, hy's gefire, maar hy's nog steeds uiters belangrik. Vat hom na Annas toe. Vat hom na Kajafas toe. Van daar af is daar 'n sitting van die Joodse raad. Hulle kom by mekaar vroegoggend, want die Jode se eie reëls het gesê, as jy iemand wil doodmaak, as daar 'n saak voor die raad dien waar die doodstraf ter sprake is, dan moet die Joodse raad in die daglig by mekaar kom. Van die Joodse raad af stuur hulle vir Jesus na Pontius Pilatus toe. Maar nou, Pontius Pilatus weet Jesus is onskuldig. In hierdie Paastyd, ons gaan in ons Paastyd besig wees met die Hebreërboek, maar as jy tyd het, en ek wil sê as jy tyd het nie, ons almal het tyd, maak tyd, lees bietjie die verhale wat vir ons opgeteken is in Matteus, Markus, Lukas, Johannes oor Pontius Pilatus. As jy dit met 'n highlighter lees, as jy dit met 'n koutjie lees, dan kom jy agter en jy merk en jy vra die vraag, wat dink hy? Pontius Pilatus weet Jesus is onskuldig. En hy's nie lus vir hierdie saak nie, en hy hoor Herodes Antipas van die tyd van die Paasfees, hy hoor Herodes is in die omgewing, en hy stuur vir Jesus na Herodes toe. Herodes kry niks uitgerig nie. Die teks sê vir ons, Jesus het hom niks, Jesus gesels met Pontius Pilatus, maar hy sê niks vir Herodes nie. En Herodes stuur hom terug na Pontius Pilatus toe. En nou is my vraag, hoekom? Hoekom is Pontius Pilatus so geduldig met die Joodse leiers? Hoekom gee hy vir hulle soveel tyd? Daar's 'n baie interessante iets wat gebeur het, want Pontius Pilatus was 'n uiters wrede man. In Lukas 13 vers 1 lees ons hoe hy die ouens wat offers gebring het daar in die noorde, hoe hy hulle koelbloedig laat doodmaak het. So moenie vir 'n oomblik dink Pontius Pilatus was 'n sissie nie. Hy was wreed, hy het mense net so laat doodmaak. So hoekom is hy so geduldig met die Joodse leiers? Die keiser in daai tyd was 'n man met die naam Keiser Tiberius.
In sy, kom ons noem dit maar van vandag se taal, in sy kabinet was daar 'n man met die naam Sejanus. Hy was die hoof van die Romeinse Ryk se elite soldate. So in ons taal kan ons sê hy was die hoof van die Navy Seals. Sejanus was 'n uiters magtige man. En dan lees ons in die buitebybelse bronne, Sejanus het die Jode gehaat. Strabo, die aardrykskundige, sê vir ons in die begin van die eerste eeu was daar nie 'n plek op hierdie aarde waar daar nie Jode was nie. So oral oor die Romeinse Ryk is daar klomp Jode. Sejanus haat die Jode. Philo van Alexandrië sê vir ons hy wou hulle uitroei. Maar dit het hom op 'n stadium gebyt. En keiser Tiberius maak vir Sejanus dood. Hy maak hom dood op 18 Oktober in die jaar 31 en hy stuur 'n boodskap aan al die prefekte, aan al die Romeinse goewerneurs. En hy sê vir hulle, onder andere ook vir Pontius Pilatus, julle beter die Jode regverdig behandel. So dis een van die redes, dis waarskynlik die rede hoekom Pontius Pilatus so geduldig is met die Jode. Soos ek nou nog gesê het, hy weet Jesus is onskuldig. Hy was sy hande in onskuld, maar hy sê vir hulle, "Right, vat julle hom en kruisig hom." En Jesus Christus word teen 9 uur gekruisig. Teen 12 uur. Sê Markus 15 vers 33 vir ons. Teen 12 uur kom daar 'n duisternis oor die land en dit duur vir 3 ure. Ons weet nie wat hierdie duisternis veroorsaak het nie. Die van julle wat lief is vir aardrykskunde, ons weet dit was nie 'n sonsverduistering nie, dit was nie 'n solar eclipse nie, want dit is onmoontlik. Hoekom is dit onmoontlik? Want Paasfees word gehou oor 'n volmaannag. So dit kon nie, so daai opsie word van die tafel afgevee. So ek wil prontuit sê, ons weet nie wat die duisternis veroorsaak het nie. Wat dit waarskynlik kon wees, is wat mens vandag noem 'n kamsien. In die Midde-Ooste, so van middelmaart af, is daar hierdie geweldige sandstorms. So interessant, het een van julle dit al beleef? Hierso op die Hoëveld beleef ons soms dit as die wolke so hier teen 5 uur 6 uur kan saampak en dit word so donker. So daar's duisternis oor die land. Waarskynlik hierdie sandstorm. Maar, en dis nou die interessante, teen 3 uur lig die duisternis. Die duisternis gaan weg en tussen 3 uur en 6 uur is dit weer daglig. Die evangelie sê vir ons, Jesus het teen 3 uur gesterf. En toe word dit weer lig. Wat ons moet weet is, ons gaan nou weer lees van Nikodemus, wat ons moet weet is, as jy gekruisig is dit nie iets wat daar, nie daar ver in 'n hoekie in die tronk gebeur het nie. Jy's in die openbaar, in die publiek gekruisig. Daar was in die tyd van die Nuwe Testament 'n man met die naam Marcus Fabius Quintilianus. In Engels, as jy hom wil Google, Quintilian. Hy was in ons taal 'n professor in retoriek. Hy was iemand wat die mense opgelei het hoe om te praat. Quintilian sê vir ons, as die Romeinse Ryk mense gekruisig het, doen hulle dit in die openbaar. Hoekom? Dit dien as 'n afskrikmiddel en dit wys vir die gepepel, dit wys vir die mense, wie's baas? Wie's die alfa male in hierdie omgewing? Wie's dit? Dis die keiser. So Jesus Christus is in die openbaar gekruisig, naby die stad, in ons konteks hier op die hoek van John Foster en die N1. So Jesus is daar gekruisig, 3 uur sterf hy, nou moet die Jode haas om die liggame van die kruis te kry, want die Sabbat gaan teen 6 uur die aand aanbreek. In die Bybel, in Deuteronomium 21 staan daar, as daar iemand aan 'n paal hang, dan's die land Israel vervloek. So hulle het geglo, hulle het hierdie beloofde land as 'n geskenk ontvang, maar daar kan nie iemand aan 'n paal hang op die Sabbat nie. So dis kom ons in die evangelies hierdie dringendheid kry, dat die liggame van die kruis gehaal moet word. Lees dan met my, laaste gedeelte wat ons gaan lees, Johannes hoofstuk 19. So dis die Vrydag, die Paasfees breek 6 uur aan, Jesus het 3 uur gesterf, so dis waarskynlik nou so 4 uur, half 5 se kant. Hierna het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar nie geheim, omdat hy vir die Jode bang was, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem. Pilatus het sy toestemming gegee. Josef het toe gegaan en sy liggaam, Jesus se liggaam, weggeneem. Vir die 3de keer lees ons van Nikodemus en weer eens die verwysing na die 3de hoofstuk. Nikodemus, wat 'n keer in die nag na Jesus toe gekom het ook gekom en 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyn gebring.
Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit met die geurolie behandel en in doeke toegedraai, soos dit die gebruik van die Jode was, om iemand vir die begrafnis uit te lê. Hierdie mirre was waarskynlik peperduur, in ons taal duisende rande. Ons kry iets hiervan in 2 Kronieke hoofstuk 16 as 'n koning begrawe word. Dan is dit wat ons moet doen. So as teoloog is hierdie net so 'n nudge wat Johannes vir ons gee om te sê, onthou net wie word hier begrawe. Dis nie 'n skrynwerker nie, dis nie 'n houtwerker nie. Dis die koning van die konings, dis die heerser van die heersers. Iemand soos Gamaliel, jy het al die woord Gamaliel gehoor. Gamaliel het ook by sy begrafnis, as ons met omsit in vandag se geld, meer as R1 miljoen se speserye is daar. Onkel ons vertel dit vir ons, het hy dit by sy begrafnis, het hulle meer as R1 miljoen se speserye gebrand. So 'n koning word hier begrawe. Albei hierdie manne, Josef en Nikodemus, volg Jesus stilweg. Aanvanklik in die skaduwee, aanvanklik in die donker, aanvanklik in die duister, maar op hierdie dag, die laaste dag van die aardse Jesus se lewe, die laaste dag van Jesus van Nasaret, kom hulle, terwyl die son skyn, in die openbaar, in die publiek, en hulle skaar hulle by Jesus Christus. Hulle sê vir die wêreld, vir die Romeine, vir die Fariseërs, vir die Joodse raad, vir die arbeiders, hulle sê vir almal, ons gaan doen wat sy oudste seun was, veronderstel is om te doen. Dit was die oudste seun se werk om sy pa te begrawe. So in die publiek, in die openbaar, sê Nikodemus saam met Josef, ons is volgelinge, ons is disippels van hierdie man. Julle, dis wat vir ons opgeteken is oor Nikodemus. Mag ek en jy met al ons vrae, met al die goed waarmee ons stoei, met al die goed waarmee ons worstel, met al die vrae waarop ons weet daar nie antwoorde is nie, mag ons met daai bondel goed na God toe gaan. Mag ons weet dat as ons dit doen, dat die Here ons ook nie gaan wegjaag nie, dat hy ons nie gaan afjaag nie, dat hy nie vir ons die deur gaan wys nie. Mag ons weet, soos Jesus se boetie vir ons opgeteken het, mag ons weet dat God tot ons gaan nader, wanneer ons tot hom nader. Amen. Ons Here, U weet ons kan nie anders as om te dink nie. Here, U ken elke man, elke vrou, elke kind, elke tiener wat hier sit, elke mens wat na hierdie boodskap luister. Here, U weet wat elkeen van ons se vrae is. Here, mag Nikodemus ons inspireer om met al hierdie goed na U toe te hardloop. Here, mag ons soos wat ons in gesprek is met U, soos wat ons met U en saam met U stoei, Here, mag ons die vrede kry wat net U vir 'n mens kan gee. Ons weet, Here, ons weet soos Job, ons gaan nie al die antwoorde op ons vrae kry nie. Maar Here, mag ons soos Job iets beleef van U grootheid. Here, mag ons in U teenwoordigheid rus. En Here, mag ons weet, mag ons in hierdie tyd, in hierdie herfs van 2026, mag ons opnuut net weer besef, ons kyk in 'n dowwe spieël en ons sien 'n raaiselagtige beeld. Maar ons weet, Here, U is die Here, U is ons God. U is die verlosser van ons en van die wêreld. U is die een wat na die wêreld toe moet kom. U is die Messias, U is die profeet. Here, deur ons vrae heen, deur ons worsteling met U heen, kom skenk aan ons asseblief wat net U aan 'n mens kan skenk. Kom skenk aan ons die geloof om een tree vir die ander te gee. Kom skenk aan ons die geloof dat ons weet of ons nou lewe en of ons sterwe, ons behoort aan U. Amen.